Welkom terug, jy is ingeskakel op Goeiemôre, Good Morning. As jy nou nog nie gehoor het nie, Suid-Afrika het onlangs geskiedenis gemaak met 5 benoemings by die 2025 International Emmy Awards, die meeste ooit vir 'n Afrika-land. Ek gesels nou met Shaal van der Merwe, hoof van Premium Inhoud en sameproduksies by MultiChoice, oor wat hierdie prestasie vir plaaslike inhoud en die toekoms van Suid-Afrikaanse produksies beteken. Goeiemôre, Good Morning, Shaal. Hi Rosanne, gaan dit? Goed, dankie baie, dankie dat jy vanoggend by ons aansluit. Shaal, hierdie International Emmy benoemings wat Suid-Afrika gekry het, wat beteken dit vir die toekoms van die film- en TV-bedryf in ons land? Rosanne, ek dink hierdie ongelooflike eer bewys wat ons by MultiChoice nou al verlang weet, dit is dat Suid-Afrikaanse inhoud werklik van wêreldstandaard is. En hoop regtig dat die erkenning hierso, die industrie, die wêreldindustrie in die wêreld ook net dit weer eens sal die punt huis toe dryf, right? Dat die talent is en dat die stories is wat kan reis reg oor die wêreld. Hoe ongelooflik is dit nie vir Suid-Afrikaanse inhoud nie dat daar nou hierdie hernieude belangstelling en eintlik erkenning is vir die werk wat ons al oor dekades heen doen, maar nou sien die hele wêreld dit. Ja, dis ongelooflik. Ons is ongelooflik trots op elkeen van hierdie produksies en ek dink ook wat nogals baie telling is van hoe goed die standaard is dat dit uit verskeie genres is. Hier's drama, hier's dokumentêr, hier's soos kinderinhoud, sportdokumentêr. Dit is iets van alles wat MultiChoice doen en is ongelooflike eer om dit daar te sien, ja. Shaal, hoe ondersteun MultiChoice stories en produksies van Suid-Afrikaanse inhoud om op so 'n vlak te kan kom om vir die International Emmys benoem te word? Ek dink die eerste stap is waar mense begin is by die feit dat ons regte Suid-Afrikaanse stories vertel. Dit is sentraal tot wat MultiChoice aan ons gehoor of ons kliënte bied, is om seker te maak dit is local stories wat die mense hulle self meer kan inleef omdat hulle die wêreld en die karakters ken en vereenselwig met dit. Dis dalk die beginpunt en daarna is dit om die fondse en die platform te bied vir hierdie stories om vertel te word. So dis plaaslike stories vir 'n wêreldmark, local stories for a global audience. En ek dink dit is wat die produksies wat ons sien wat benoem is, regtig verstaan. Dit is ons stories, maar daar is aanklank gevind by mense oral in die wêreld. Dis baie waar. Ek dink as jy net na iets soos Catch Me a Killer kyk, dis gebaseer op Mickey Pistorius se ware lewensverhaal en Charlotte het so goeie werk gedoen om Mickey in die moeilike situasies en alles vas te vang in 'n baie moeilike tyd, deel van Suid-Afrika se geskiedenis ook. So dit is weer eens mense eintlik at a loss for words, die feit dat laat hierdie tipe inhoud reg oor die wêreld aanklank vind. Jy het nou net gepraat van Catch Me a Killer en soos ver as wat ek weet was dit ook 'n co-production en dit is plaaslike en globale rolspelers wat saamwerk om so iets te skep en dit gaan nou net meer en meer gebeur. Ons hoop regtig so, dit is nogals belangrik om soveel as moontlik hulpbronne bymekaar te trek as jy hierdie groot tipe produksies wil vertel en dit help as daar so verspreiders of kanale in ander dele van die wêreld is wat belangstel en wat ook die waarde sien in hierdie stories. So ja, ons het nou Spinners 2 wat weer hierdie jaar op pad is, volgende jaar op pad is, wat dieselfde model volg en dit wys net daar is 'n update vir Suid-Afrikaanse inhoud en as ons dit op 'n groot skaal kan doen, dan kan dit compete met die Hollywood en die Europese produksies. Hierdie tipe erkenning en die feit dat Suid-Afrika so op die kaart is in terme van die internasionale Emmys is eintlik regtig goeie motivering vir jong kreatiewe mense om te gaan kyk, as ek iets maak, kan dit hier beland.
Dis baie waar, Roseanne, en ek dink die Suid-Afrikaanse bedryf is ongelooflik goed in wat hulle doen. En alles van tegnies en dan word dit nou bewys dat jou storievertellers en die skrywers en die akteurs en almal is op dieselfde standaard. So die platform is daar, die geleenthede is daar. Dit gaan regtig dan nou net oor hoe honger mens is en hoe hard jy kan werk om hierdie tipe inhoud moontlik te maak. Gaan jy die internasionale Emmys bywoon? Gaan jy bietjie New York toe, Shaal? Nee, ek dink ongelukkig nie hierdie keer nie. Fingers crossed dat dit weer kan gebeur, maar ons sal almal voor die skerm sit op die 25ste November, 25ste vir ons, die 24ste in Amerika dan nog. En styf duim vashou dat daar 'n bietjie van hierdie beeltjies terug kan kom Suid-Afrika toe. Ons hou ook duim vas en vingers gekruis. Ons het so 30 sekondes Dankie. oor. Waar sien jy die bedryf in die toekoms, Shaal? Ek dink ek is ongelooflik opgewonde oor die inhoud wat op pad is. Ons werk redelik ver vooruit, so ek het so half 'n blik op wat mense voor kan wag en ek dink daar's opwindende inhoud op pad, daar weer eens al die verskillende genres waarvan Suid-Afrikaanse gehore opgewonde is en ek dink wat ook baie opgewonde is die herlewing wat ons hierdie jaar bietjie in teaters gesien het met flieks soos Baie dankie, Shaal. Dis al van ons kant af. Ons sien julle môreoggend weer op Goeiemôre, Good Morning.